jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou, jy's gemaak op 'n blauwdruk, alles is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal ouder, so kom wees jy net jy. Goeiedag geliefde, hier is nou een van die weke waar ek voel die week is te kort. Kon 'n week nie maar meer dae gehad het, want daar's soveel nog om oor te praat, oor hoe jy jouself behoort te definieer in terme van Christus en in terme van die waarheid van die woord. Maar ons sluit hierdie reeksie af met die kosbare woorde van 1 Korintiërs 12 vers 12 en 13. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een gees deurdrenk. As daar 'n selfdefinisie is waarby elke kind van God, soos ons gister gepraat het, moet uitkom, is dit by hierdie punt van erken en weet en so begin leef in die wete, die definisie van jou lewe is een wat deurdrenk is deur die Gees. Dit maak so 'n verskil in 'n mens se lewens uitkyk. Dit maak so 'n verskil in 'n mens se siening van jouself. Wanneer jy al hierdie genadige geskenke van uit God se hand uit ontvang en jy erken dit en dit maak dit jou dit eie, jy glo regtig daarin, jy glo in Christus, dan moet jy ook glo dat jy met een gees deurdrenk is. Dis wat hier staan. Hier staan baie duidelik dat niemand in die liggaam van Christus nie met een gees deurdrenk is nie. Elke ene is met die een gees deurdrenk. Dit beteken dat daar nie 'n hoekie van jou lewe is wat nie gevul is met die Heilige Gees nie. Dat daar nie 'n hoekie en 'n draaitjie in jou of 'n draaitjie in jou of 'n wegkruipplekkie in jou lewe is wat jy behoort weg te steek nie. Wat 'n donkerte is waarin jy hoef te gaan wegkruip nie, maar dat jy jouself kan definieer volledig in terme van Christus en sy Gees van die waarheid waarvan ek en jy deurdrenk is. Ek mis dit so in kinders van God se lewe. Kinders van God wat altyd wil kop onderste bo word, wat altyd wil met 'n skyn nederigheid of 'n oordrewe nederigheid niks wil doen of nêrens wil kom of nêrens gesien wil word of gehoor word nie. Dit pas nie by ons nie, want ons is van die een gees deurdrenk en dis daardie gees wat vir Christus uit die dood uit opgewek het. Daardie krag, daardie volheid is ons identiteit en dit is die identiteit waarvan ons deurdrenk is. Want waar is die gees van God in 2025? Nie ergens nie hemel nie. Nie ergens langs ons of bo ons of agter ons of onder ons nie. In ons. En daarom deurdrenk met en van die Gees. Kyk mooi na die woord deurdrenk. Elke hoekie en draaitjie is vol. En ek droom en ek bid so vir die dag, wanneer die kinders van God elkeen, hulle self op grond hiervan begin definieer. Hoor weer mooi, dit is gestroop van alle arrogansie. Dit is net vol geloof, in 'n aanneem van die genade wat in Christus na ons toe gekom het. En dis nie 'n lewe van rondkruip of wegkruip nie, is 'n lewe van oortuiging en krag en vreugde en hoop. My vriend, my vriendin, my boetie, my sussie, wil jy nie vandag jouself herdefinieer, reg definieer op grond van Christus en die waarheid van sy woord nie?
ontdek dat jy deur een gees deurdrink is, en dis is die gees van die lewe. Mag jy met die regte definisie van jouself die res van jou lewe leef. Shalom. Ek weet wat jy bedoel, jy voel soms so eenkant, kry jy ook die gevoel, jy staan hier aan die alleenkant. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek probeer sê. Luister nou met 'n fyn oor, jy's gemaak net soos hy jou wou hê. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou. Jy's gemaak op 'n blou druk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom